Goeiedag en welkom by hierdie oordenking. St. John of the Cross, die 16e-eeuse Spaanse mystikus, beskryf in sy boek The Dark Night of the Soul 'n reis na eenheid met God. Hy verwys na 'n manier waarop die siel deur toenemende selfverloning, verlange en liefde na God draai. Deel hiervan is byvoorbeeld dat jy in jou donkerte kan kom by 'n plek waar jy hom diep beleef en sy teenwoordigheid ten spyte van wat in en om jou aangaan, geniet. Hy sê, seize him and hold him fast without letting him go. Dis 'n stadium waar die siel erken dat hy deur Jesus gevind is en vir Jesus hier vind. Dis waar die siel hom liefhet met so diep begeerte dat hy hom nooit weer wil verloor nie. Dis nie selfsugtig klou nie, maar passievol koester. En dis nie die eindpunt nie, maar 'n heilige oomblik van innige liefde en ontmoeting. Ek wonder of die disippels so gevoel het toe Jesus die eerste keer na sy opstanding aan hulle verskyn het. Maar dis juis ook dikwels in en te midde van 'n donker nag, 'n donker tyd, waar hierdie ontmoetings gebeur en waar ons liefde verdiep. Daardie ervarings van stilte, van verlies, van verwarring, selfs van innerlike leegheid en wonder waar God is. Ook in hierdie moeilike plekke ontmoet Jesus ons en gee hy vir ons sielskos. In Lukas 24 vind ons die disippels in so 'n nag. Hulle het Jesus verloor. Alles wat hulle gehoop het in duie gestort. Hulle is in skok, hulle is hartseer en bang vir wat nou voorlê. En dan terwyl hulle nog praat en wonder oor die gerugte, verskyn Jesus skielik. Lees saam met my. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit toe gevat en voor hulle oë geëet. Interessant, sy eerste woorde is nie verduidelikings nie, maar vrede. En toe wys hy sy hande en voete. Hy nooi hulle om aan hom te raak, om hom werklik te sien en te ervaar. Dis 'n ontmoeting, 'n belewenis. En dit is asof hy vir hulle sê, ek is nie 'n idee of 'n herinnering nie, ek is lewend, ek is werklik, ek is hier vir jou. In tye van verlies of onsekerheid wil ons dikwels sê God moet iets doen, iets regmaak, iets verduidelik. Maar soms doen hy iets anders. Hy verskyn bloot, stil, teenwoordig. En in daardie oomblik hoor ons die uitnodiging. Jy het my gevind en gesien dat jy gevind is. Vat my hand, hê my lief, koester hierdie koneksie en vind hier troos. Die disippels is verstom. Hulle kan dit skaars glo. Te midde van hulle blydskap, is dit regtig waar? En hoe interessant dat vreugde en wete, oortuiging, sowel as twyfel dikwels saam kan bestaan. En twyfel is nie die teenoorgestelde van geloof nie. Dit is dikwels deel van die reis. Daarom hoef ons nie te wag dat alles sin maak nie. Alles hoef nie vooruit uitgespel te word en verduidelik te word nie. Ons kan net weet dat in ons moeilike plekke Jesus ons ontmoet. En ons kan hieraan, aan hom, vashou. In hierdie konteks is om hom vas te hou, om te bly in sy teenwoordigheid, om nie weg te beweeg nie, om raak te sien en te herken en te voel, om die vrede wat hy bring te omarm, selfs wanneer omstandighede nie verander nie of vrae bly hang. Wanneer ons bereid is om saam met Jesus in ons donker nagte, in ons moeilike tye te sit, hoe moeilik dit ook al is, kan ons besef en beleef. Vrede kom nie omdat alles goed gaan nie,
maar omdat jy ontdek dat hy self genoeg is. Ook vir die disippels is die uitdagings en die moeilikhede nie op hierdie punt verby nie. Ek dink ons dink maklik so, want Jesus het nou opgestaan, maar onthou die mense wat Jesus doodgemaak het en teen die disippels gedraai het, is steeds daar. Hulle pad van vervolging en teestand lê nog voor, maar hulle het Jesus ontmoet. Daar waar hulle vasgevange in vrees en onsekerheid en seer was, het hulle Jesus ontmoet. En dit was genoeg dat hulle op die ou ende selfs hulle lewe sou gee. Juis in hierdie donker nag, soos in die kamer waar die disippels sit, breek Jesus deur. En hy sê, kyk, ek is hier. Hy sê nie, julle gaan moet sterk staan, of luister ons eers 'n paar dinge wat ons eers moet regstel nie. Hy sê, kyk na my, voel aan my, ek is hier. Jy het waarskynlik soos wat jy geluister het begin dink aan jou eie lewe. Jy weet waar jy 'n ontmoeting met Jesus verlang. Jy is ook bewus van waar dit vir jou voel soos 'n donker nag van die siel. Neem eers vandag 'n oomblik waar jy net in stilte sit. Maak jou hande voor jou oop en maak dan stadig jou hand sonder gespannenheid toe. Jy klou nie, maar jy hou vas soos wat jy 'n geliefde se hand sou vashou. Dink jou dan in dat dit Jesus se hand is wat jy vashou. Jy hoef niks te sê nie. Bly net daar. En wanneer die gedagtes draai of emosies oor jou spoel, sê eenvoudig, ek hou u vas en u hou my vas. Soos jy dan gemaklik voel, praat met hom oor wat jou hart nou besig hou. Bid gerus ook nou saam met my. Dankie Jesus dat u weet wat ons nodig het. Dankie dat u ons kom ontmoet, selfs al het ons soms nie die moed om uit te kom of te waag om ons harte oop te maak nie. U jaag ons na. Maak ons wakker vir ons eie verlange na u en laat ons draai na u en sien dat u hier is. Dankie dat u vrede bring selfs in ons oomblikke van hoop verloor en van worstel. Amen.